Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week kan begin in sy naam. Die gebed van my hart is dat die Here ons sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Ek wil u groet met die woorde van Gesang 170. Dit is 'n baie besondere gesang wat praat oor die koms van die Here Jesus. Nou vriende, u sal met my saamstem dat die wêreld wag eintlik op die koms van Christus. Almal, gered en ongered, weet alles kan nie aangaan soos dit aangaan nie. En Gesang 170 sê vir ons, en dit praat meer en besonder met die kinders van die Here. Ons wag op u, o Seun van God. Ons wag op u verskyning. Ons sien die vyeboom al bot, die winterse verdwyning. Wie in u glo en op u hoop, soek nêrens meer ontvlugting. Kom hier is ons versigtiging. Ons wag, ons weet u kom gewis. Ons hoor van krygsgerigte. As alles eers vernuwe is, verdwyn ons angs en sigte. U sal regeer, u is die Heer. Die koms is ons behaag. Kom, dag van alle dae. Vriende, en dit is presies waaroor die Here Jesus gepraat het toe hy afskeid geneem het van sy disippels. Hy sê vir hulle baie duidelik, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, sal ek weer kom om julle te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis die kind van die Here se verwagting, dat die Here Jesus Christus weer sal kom. En kan ons vanmôre nie anders as om uit te roep, kom haastig, Here Jesus, kom haastig. In die interim tyd, vriende, is daar by ons dikwels angste, sigte, stryd, probleme en al hierdie dinge wat ons in ons alledaagse lewe mee te doen kry. Mag ek ons hoop en ons vertroue in die Here vind, ons rus in hom vind, want hy is ons vrede. Nou vriende, vanmôre gaan ons stil staan by 'n paar verse daar uit Spreuke 26 en ons lees daar vanaf die 6de tot en met die 11de vers. Daar staan, hy kap sy voete af, hy lei onreg wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas. Nou, jy sal sien dat die verse wat volg baie dieselfde gedagte vir ons deurgee, dieselfde gedagte vir ons dan onder ons aandag wil bring, want Hiskia, jy sal onthou dat Hiskia vir sy skrifgeleerdes gesê het om hierdie spreuke op te teken, dit wat Salomo 250 jaar tevore gesê het, en die doel was dat hy 'n goeie leier sou wees, dat hy met goeie leierskap ook God se volk sal bestuur, en dan ook hierdie mense sal begelei na waters waar rus is. En een van die dinge wat hy baie duidelik na vore bring is, om nie onbetroubare persone naby jou te bring nie. Want 'n onbetroubare persoon, vriende, sal jou lewe skade doen, sal ander se lewe skade doen, en as jy hom deel maak van jou verwysingsraamwerk, of deel maak van jou bestuurspan, sal dit uitloop op hartseer gevolge, wat nie net vir jou nie, maar ook vir ander mense, dan langdurig sal wees. So hy sê, hy kap sy voete af, hy lei onreg wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas. Soos die bene van 'n lamme slap afhang, soos 'n spreek in die mond van 'n dwaase. So, wat die woord vir ons eenvoudig wil sê, as jy 'n dwaase persoon, 'n onbetroubare persoon, stuur om vir jou 'n boodskap oor te dra na 'n ander persoon, moet jy weet dat jy jouself in die voet skiet. Dat jy letterlik jouself te na gaan kom, en dat jy hierdie gevolge oor jouself bring, omdat jy weet hierdie persoon is onbetroubaar, maar jy vertrou hom nog steeds om hierdie boodskap dan oor te dra. En dis wat die spreek vir ons wil kom leer. Moenie so dwaasheid doen nie. Moenie op die einde van die dag jouself met baie smarte deurboor, deur onbetroubare persoon naby jouself te trek en hulle te vertrou om dan dinge vir jou te doen nie. Ons lees verder, hy sê, soos een wat 'n klip in 'n slinger vasbind, soos hy wat eer gee aan 'n dwaas. Want die oomblik wanneer jy 'n dwaas of 'n onbetroubare persoon gebruik om vir jou 'n betroubare boodskap oor te dra, of 'n boodskap oor te dra aan mense, dan is dit amper as om vir hom 'n tipe mag te gee, wat nie na sy kant toe moet kom nie. En dan sê vers 9 vir ons, soos 'n doring wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, soos 'n spreek in die mond van 'n dwaas. Weer eens dieselfde beginsel, moenie 'n onbetroubare persoon gebruik om vir jou 'n boodskap oor te dra nie. En dan is vers 10 baie belangrik. Soos 'n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. Hierdie vers sluit so mooi aan eintlik by die vorige verse, met die klemverskywing, moenie iemand in diens neem, vriende wat jy nie ken nie. Moenie iemand in diens neem wat 'n vreemdeling is, waarvan jy niks weet nie. Die Bybel sê dit is soos 'n boogskutter wat besete raak, en hy skiet in algemene rigtings, en hy tref verskillende teikens, en mense kry onnodig seer. En hoe dikwels hoor jy nie van mense wat mense in diens neem wat hulle nie ken nie, en die gevolge is legio. Die hartseer gevolge vir hulle besigheid, die verliese aan inkomste, miskien diefstal wat plaasvind, en allerhande hartseer dinge. So moenie, die Bybel sê vir ons, moenie net iemand hier, wat 'n verbyganger is, iemand wat jy glad nie ken nie, en daai persoon vertrou om vir jou belangrike take dan te verrig nie.
Ek onthou in die jare wat ek in die bediening is, moes ek al mense gehuur het en vriende, baie keer ken jy daai mense nie regtig nie, maar hulle vra vir jou, hoor hierso, wil jy nie my maar in diens neem nie en jy uit die goedheid van jou hart doen sulke dinge en later is die gevolge legio en hartseer gevolge. Daarom as leier moet ons vir onsself dink. Moenie net 'n vreemde ou by jou erf inbring en jou vrou jou kinders blootstel nie. Moenie sommer net 'n vreemde een in jou besigheid inbring en later hartseer gevolge lei nie. Baie belangrik om hierdie waarhede uit God se woord raak te sien. Vra die Here vir wysheid in besluite, veral wanneer dit jou en jou gesin raak of wanneer dit jou besigheid raak. En daarom is belangrik om hierdie waarhede te sien dat dit ook van toepassing is op my en jou. 'n Laaste vers vir vanmôre. Soos 'n hond wat na sy uitbraak sal teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Een van die vertalings sê soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan. Vriende, luister. Ons moet leer uit ons foute. Dis maar eenvoudig wat hier staan. Ons moet leer uit die verkeerde wat ons doen. En ons moet die Here vra om vir ons wysheid te gee dat ons nie oor en oor dieselfde dinge doen nie, want dan is dit soos 'n hond wat na sy uitbraak sal teruggaan. Dis om dieselfde goed oor en oor te doen en dieselfde gevolge te beleef en dan vra en te sê, maar wat het nou gebeur? Hierdie selfde vers word herhaal in 2 Petrus 2 vers 22, waar Petrus verwys na mense wat teruggaan na hulle sondige gebruik en gewoontes, wat die weg van geregtigheid verlaat deur die sondige weg weer lief te kry en te omhels, en hoeveel mense lê langs die lewenspad stikkend, omdat hulle teruggegaan het na die sondige pad, die pad van sonde, die pad waar die duiwel vir jou vreugde en veiligheid beloof, maar is gesaai met hartseer en pyn en droefheid. En daarom is dit belangrik om hierdie waarhede raak te sien, dat ons as kinders van die Here die wysheid van God se woord moet verstaan, dit ter harte moet neem, en dat ons nie, vriende, dieselfde dwaasheid oor en oor sal begaan, dieselfde sonde oor en oor sal begaan, elke keer sal teruggaan na die sondige gebruikes wat ons eens op 'n stadium lief gehad het nie. Die Bybel sê as Christus ons vrygemaak het, dan is ons waarlik vry. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as iemand dan in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. Die eerste gedagte dan, vriende, moenie onbetroubare persone stuur om vir jou 'n boodskap oor te dra nie. Dit gaan vir jou baie hartseer gevolge teweegbring. Moenie enige iemand in diens neem nie. Dit kan baie hartseer gevolge na vore bring, nie net vir jou nie, maar ook vir jou besigheid, vir jou huisgesin en vir baie mense wat betrokke is. En dan, moenie teruggaan na die pad van sonde nie. Moenie die weg van geregtigheid verlaat vir die sondige pad nie. Moenie gaan inloer by die sonde wat jy voorheen gelos het en weggedraai het van nie. Want die Bybel sê dis dieselfde as om soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel, dan dieselfde beginsel ten uitvoer te bring. Daarom pleit ek by jou, dat ek en jy ons oë gefestig sal hou op die Here. Dat ons die belofte van sy koms ter harte sal neem. Dat ons as getroue diensknegte sal wag op die koms van ons Heer. En dat ons gereed sal wees om die volle loon te ontvang. Mag die Here ons seën met wysheid en mag die Here vir ons insig gee in die verstaan van sy woord. Vriende, groete vir u. Mooi dag, mooi week verder. Tada.